Trek jou dansskoene aan want Dion Groot is hier om met Pieter te gesels oor sy nuwe country treffer Dans in Afrikaans. Dion, hartlike goeiemôre. Good morning. Good morning. Welkom. Dankie toch. Dit is lekker om hier te wees. Ek moet sê, voordat ons nou gaan dans in Afrikaans, baie geluk met die liedjie, moet ons eers 'n bietjie gesels. Gooi hom. In Afrikaans, in Engels, in al die tale wat jy wil. Ek is happy met alles wat jy ingooi vir my. Luister net eers die song. Ja. Jy weet, hoe het jy by die idee gekom? Is dit deel van die viering wat ons nou het vir Afrikaans se 100ste bestaansjaar of die viering daarvan? Ek dink die groot ding vir my het op die einde van die dag, ons het begin by 100 jaar in Afrikaans. En dit is die beplanning gewees om dit uit te sit en te sê, weet wat, 100 jaar in Afrikaans wil ek mee hardloop. Dit is 'n goeie beginpunt vir my, want ek meen, dit is ons trotse taal. En toe op die einde van die dag, toe skakel ons oor van daar af en dan sê, weet wat, ons is lief vir Afrikaans, ons het vriende in Afrikaans, ons braai in Afrikaans. Alles wat gebeur is in Afrikaans. So kom ons kyk 'n bietjie na wat het ons. Ons kyk na movies, ons kyk na wat se liedjies is tans op die charts en die goeters. En ons het net besluit ons wil hierdie liefde meer maak as net 100 jaar. Want dit is liefde wat ons het vir die taal. Vir Afrikaans, Precies. Afrikaanse flieks en Afrikaanse liedjies. Alles, radiostasies, TV-programme, elke liewe ding is Afrikaans. En daarmee het ons gegaan en gesê, weet wat, kom ons maak dit oor alles en dit moet gaan oor liefde en nie net 100 jaar in Afrikaans nie, maar die liefde vir Afrikaans. Ja. Ek het een van ons kykers het nou ook gevra, jy het gaan kyk na die flieks en jy het gaan luister na die musiek, het jy ook gaan kyk na die moves, die bewegings in Afrikaans, jy weet, want hulle wil weet hoe lyk jou moves. Ek dink jy het al 'n paar van hulle gesien op 'n paar van jou feeste en goeders. Dit is so 'n Namakoland boutske ding wat ek doen. En ek gaan nou nie hier doen nie. Ek weet nie, ek dink dit is te vroeg in die oggend. Dis 'n paar minute. Ek weet nie of dit te vroeg is. Ek dink dit is dalk te koud. Ek dink die bou gaan nie lekker werk hè. Maar ja, ek dink die boutske ding is maar wat ek maar oor die algemeen doen. Dis maar net om 'n bietjie van my adrenaline ontslae te raak ook. En ja, gooi hom maar so op die tyd. Is dit nie dalk 'n manier hoe jy aandag getrek het destyds nie? Jy weet, moontlik. Ek hoop jy is vir die verkeerde redes nie. Laat die mense net luister na die musiek. Is die aanslag van jou liedjie dieselfde? Is dit bietjie meer van 'n country? Is dit maar nog steeds op die popstyl? Hoe lyk dit verskillend? Ek dink die groot ding is, ek dink ons klanke was nogal redelik rof geweest met ons platinum treffers en so aan. En dit het vir ons baie deure oopgemaak en het vir ons seker gemaak ons kan bietjie weier gaan as net die popklanke en ons het begin inbring 'n modern country styl. Country sterk country basis met bluegrass en ons het 'n bietjie rock ook ingegooi so dat 'n paar van my musikante ook 'n bietjie hulle self kan loslaat soos Rudy Kleingeld wat op dit speel, Larry met die dromme. En ja, dit gee lekker gees. Ja. Ek dink is die rigting waarna toe ons stuur en dit is ook lekker vars Afrikaans. Dis 'n splinternuwe klank wat ons dan nou bring vir die mense. En dis ook lekker. Ek meen vir die klompie jare wat jy ook nou al in die bedryf is dit vir jou ook lekker om te sien hoe jou musiek gegroei het. Nie net liriek gewys nie, maar ook wat die musiek aanbetref. Ja, ek dink dit is 'n gemaklikheid om te weet in die begin weet jy nie regtig waar om te gaan nie. En jy val maar in en jy val uit en kyk wat werk en wat werk nie en so het ons net maar geproef en ja, die konyn is uit die gat uit en daar gat ons. Luister, hulle sê, ek weet nou nie of dit maar net 'n rumor is nie, maar daar's blykbaar 'n mengsel van 'n hele klomp liedjies wat jy half probeer vervat het. Is dit nou bloot die klank of het jy nou maar gegaan 'n bietjie styl hier gevat en iets daar? Wat ons gemaak het is die styl het ons is basies ons eie. Maar ons gaan kyk en wat werk basies. Of dit nou Fat Man se dorp toe is. Dit was vir ons 'n groot treffer. Die goeders waarna ons luister vandag. Yes. Het ons gevat en ons het gekyk na selfs rolprente. Skerkwagga is een van die lirieke in die ding en almal is bekend daarmee. So ons het dit ingebring en ons het seker gemaak dat daar omtrent 'n stukkie van almal is om ons te laat herinner wat Afrikaans en 100 jaar Afrikaans is vir ons. En ek dink dit is ook die meer moderne gedeelte, die moderne aspek daarvan. So dit was net een lekkerte om die liedjie aan mekaar te sit en die musiek daarvoor by mekaar te kry. Die video is seker ook 'n vibe. Dit is warm hoor. Ek dink dit is ook anderste want dit is daai modern country style. So die hele screening daarvan was vir my lekker om te kom bring vir mense want die dansgedeelte daarvan, die storie agter dit alles. Dit is net warm en ek dink dit gaan gepaard met die klanke ook en die lirieke van so 'n aard obviously bring dit vir ons uit. So ek's mal oor wat ons kon maak en dat alles net mooi handvat met mekaar en waarna toe die liedjie gaan. Word daar gedans op die tafels, Daar word gedans op die tafels, daar word gedans op die stage, daar word gedans vandat ons instap by die plek daarso, daar word gedans deur almal daar later. Selfs die bouncers wat my uitgegooi het op 'n kol het begin dans. So reken jy ons sal hier ook kan begin dans as ons nou na die musiekvideo loer? Ons bring 'n spesiaal vir julle, so dit is 'n eksklusief wat ons uitbring vir julle. So Nog beter. Dit is fantasties. Die mense sien dit vandag vir die eerste keer. So ek hoop hulle skit
en bring hulle na Makwaland Boutskit ook 'n bietjie saam. Jy moet dit doen, maar jy moet ook net voordat ons dit speel, daai my geliefkoeste rympie van jou. Wat's dit? Prikkel Boutskit vingerslinger toonstoot lekker. Ek is bly jy onthou dit nog. Ek onthou dit baie goed. Nou ja, jy was so onlangs in Wellington gewees wat jy toekennings ontvang het vir 2 van jou liedjies, né? Ek dink dit was Oorlyfie en die een. Vertel vir my gou watter toekennings en wat dit vir jou beteken. So ons het goud gekry met die een en met Oorlyfie. Obviously het ons die een geskryf vir my verloofde daai tyd. En met Oorlyfie was nogal 'n moeilike ene geweest want toe ons die musiekvideo skiet ook was my pa oorlede dieselfde oggend. En met die nuus moes ek eers die musiekvideo klaarmaak en van toe af afvlieg Franskraal toe. So dit beteken vir my baie dat die liedjie so ver gekom het op die einde van die dag. En dit voel vir my is amper asof hy half neer kyk op ons en net sê gaan voort en maak mooi. So ja, baie dankbaar vir hy plat en hom geslaan en om net saam met daai mense in so 'n spasie te kan beweeg om te weet jou musiek is op pad na plekke. Dit maak mense hart goed. Hoorie maar baie dankie vir die heerlike kuiertjie vanoggend en baie dankie vir daai eksklusiewe kansie wat ons ook het hier by Goeiemôre Good Morning om dit nie net self te kan geniet nie, maar ook met ons kykers te kan deel. Dis hy, dankie vir julle. Sterkte vir jou my ou vriend. Ek is seker ons gaan vir mekaar eers daar weer sien en dan gaan ek die biscuit skit en jy gaan jou boude skiet en ja, maar jy moenie weggaan nie. Want ons gaan nog 'n koffie drink en ek wil daai video saam met jou deel of wat sê ek Elsa? Ja, definitief. Ek is gereed as jy is, Pieter. So, ons hoop jy kyk nog saam en dat jy ingeskakel sal bly om net hierna saam met ons in Afrikaans te dans en moenie vergeet om ons op ons sosiale media platforms Facebook en Instagram te gaan volg nie. Sien jou nou weer.